Baie welkom by C'est la vie. Dit is na 'n lang vakansie, is ons weer terug op ons plek en ons sien uit na 'n heerlike kwartaal van saamreis. Welkom terug, Koos. Baie dankie Gerard. Hoe was jou tyd rustig afgewees? Baie rustig, bietjie familie het kom kuier, die kleinkinders was daar, ons was 'n paar dae in die Karoo, Heerlik. 'n bietjie braai hier, 'n bietjie lê daar, 'n bietjie rus daar, 'n bietjie musiek maak daar. Koos, het jy vis gevang? Laat ek net, ek bietjie dink, ek gaan net op my rekords kyk. Koos, ons moet daar gesels. Jy vang nou al net soveel vis soos wat ek vis vang en dit is dis 'n te min. skande. Dis 'n skande. Skus, Koos. Maar dis lekker om terug te wees en dis lekker om hierdie kwartaal af te skop met ons groepe ook weer. Ons het Sondag hierdie reeks begin Ek is. En in hierdie reeks kyk ons na hierdie stellings wat God maak oor homself. Waar hy sê ek is en dan sê hy wat dit is. Hierdie stellings is groot, van die fundamentele grootste stellings wat God maak oor homself en om vir ons te verduidelik wie hy is. En ons sê in hierdie reeks, hierdie stellings wat hy maak gee vir ons duisende redes hoekom ons hom kan lief hê. Nou, ongelukkig Koos, in vandag se samelewing, jy het gister hierdie reeks afgeskop met God is regverdig. En in die wêreld vandag is in plaas van dat hierdie stelling eintlik vir ons duisende redes gee hoekom ons hom kan lief hê, is dit baie keer vir baie mense van die redes hoekom hulle wegdryf van hom af. Want hulle kyk na die wêreld en hulle sê, maar die wêreld, ons lewe is nie regverdig nie. Die wêreld is nie regverdig nie. Maar nou sê ons, maar God sê van homself, hy is regverdig. Hierdie twee kom nie by mekaar uit nie. So en dan hou hulle op met glo. En veral en ek wil jou nooi as jy nie gister se preek of die diens gekyk het nie, dis op sosiale media beskikbaar, op YouTube, ook op ons podcast, gaan kyk dit. Want vandag se gesprek gaan ook verder uitsprei oor een van die dinge wat jy genoem het, Koos, en dit gaan oor die feit, wat van die mense wat nog nooit gehoor het nie. Weet, as jy nou daaraan dink, jy weet, daar's nou hierdie gesin, daar diep in die Midde-Ooste, daar's geen Christenkerk nie, daar's geen Christene vir kilometers weg nie, en hier word 'n kindjie gebore aan 'n moslim gesin, hierdie kindjie word groot, en dis al wat hy ken net Islam. Elke iets van sy lewe is net Islam, en hy gaan dood Islam. Is daai persoon verdoem? En hoe strook dit met regverdigheid? Nou baie mense sal dan hierdie gebruik as 'n vertrekpunt om te sê, maar dit is nie regverdig nie. Hoe kan 'n regverdige God dit toelaat, dat daar iemand wat nog nooit gehoor het van Jesus nie, sal hel toe stuur? Kom ons gesels oor dit, en ons pak dit so 'n bietjie uit. Gerard, ek dink net die beginsel waaroor ons gister gepraat het, dat God se regverdigheid nie anders is as die idee van regverdigheid waarmee hy ons geskape het nie. Ons aanvoeling en sin vir regverdigheid, reg en verkeerd, kom van hom af. Daarom sal dit baie riskant wees om te sê, ja, maar onthou jy's 'n mens. Jou idee van regverdigheid is nie God se idee nie. En dan om Jesaja aan te haal, my wie is hoor as julle weet, daai skrifvers te doen met bekeer jou, draai na my toe. Daar's 'n hoër pad wat jy kan, my gedagtes, hoe jy dink oor die lewe is verkeerd, begin dink soos ek. Dis nie, okay, julle idee van regverdigheid is nie my idee nie, dit was 'n uitnodiging om jou lewe reg te kry. Ons is gemaak met 'n wete van reg en verkeerd. Sommige mense noem dit die natuurlike wet, of die wet van die gewete, of die morele wet.
So dit sou verkeerd, so in wat jy vra is iemand se muur verdoem bloot omdat hy nooit gehoor het van Christendom nie. Sou 'n mens dit as regverdig beskou? Ofwel selfs al dalk dit gehoor het van dit, Maar daar's soveel skanse in sy kultuur daarteen dat hy eintlik nie 'n kans het om dit te kan glo nie. Die eenvoudige antwoord vir my is, klink dit vir my regverdig. Dit klink nie billik nie. Maar dit is nie die volledige antwoord vir my nie. Want soms kan 'n mens beperk wees in jou denke, dit is tog ook waar. Maar die groter antwoord vir my is net, wat sê die skrif? Jy kan nie 'n vaste teologie bou en dan daar rondom my interpretasie van redding of van die evangelie wat aan alle mense verkondig is dit is my idee en nou maak ek aflei. Ek voel ons moet net soos met die preek gister na die skrifte toe gaan. Maar vir my as jong gelowige wat baie stryd gehad het met hierdie vraag, het ek hier in my 20's op C.S. Lewis se werk afgekom en dit het vir my ongelooflik sin gemaak. En veral in daai eenvoudige boek Mere Christianity, wat juist die vraag van selfs ongelowige mense probeer beantwoord. Die vertrekpunt is, ons glo wat Jesus gesê het. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar's nie 'n ander pad vir redding as Jesus nie. Niemand kan gered word anders as deur Jesus Christus nie. Maar Lewis onderskei tussen die enigste middel van redding, die agent van redding, Christus self, en hoe mense se bewustheid oor hierdie redding is. Ek gaan nou dit so verwoord, ek moes gee al sy eie woorde aan. We do know that no man can be saved except through Christ. We do not know that only those who know him can be saved through him. Dit weet ons nie. Ons weet nie presies wat gebeur met mense wat nog nie weet van hom nie. Hy verduidelik dat God mense kan lei wat vasgevang is in ander stelsels, maar wie se harte na die ware lig soek. Kyk wat sê hy byvoorbeeld. There are people in other religions who are being led by God's secret influence to concentrate on those parts of their religion which actually agree with Christianity, and who thus belong to Christ without knowing it. For example, a Buddhist of goodwill may be led to concentrate more and more on the Buddhist teaching about mercy and to leave in the background, though he might still say he believed it, the Buddhist teaching on certain other points. Nou, Lewis herinner ons daaraan dat ons eie fokus eintlik meer op onsself moet wees. Hierdie is maar net idees wat ek gevoel het, wat ek nou aangehaal het. Wat my laat voel het, weet jy, daar's baie briljante mense wat al baie hieraan gedink het. Dit is nie sommer net so 'n eenvoudige antwoord. As jy nie Jesus bewustelik aangeneem het nie, gaan jy hel toe nie. Ook as ek dink dit is een van ons grootste uitdagings, is in ons wil definitiewe antwoorde hê, want ons hou nie van onsekerheid as mens nie. Die oomblik as ons in die onsekere terrein van die lewe gaan, dan voel ons onveilig. So ons wil sekerheid hê. So daarom gee ons baie keer maklike antwoorde op baie komplekse goed, want die maklike antwoord gee vir ons 'n stuk sekerheid. Maar ek wil nou net 'n duiwelsadvokaat vraag vra, maar hier is die disclaimer voordat ek die duiwelsadvokaat vraag vra. Ek en jy het nou al baie oor hierdie tema gepraat en ek stem 100% saam met die siening wat ons het dieselfde siening. So die vraag is nie dat ek dit nou gaan sê as 'n plek uit nie, maar daar mag dalk mense nou vir hierna kyk en sê maar Koos, is jy nie nou besig om 'n antwoord te gee soos 'n universalis sal gee, om te sê dat all roads lead to Rome. Ons weet alle gelowe, sien jy, dit is eintlik so dat alle gelowe sal iets van Christus in hê en dit is die gedeelte wat ons moet nastreef. Is dit nie wat ons dan nou wat hier gesê word nie? En kyk, universalisme sê eintlik
alle gelowe is goed, glo eintlik dieselfde ding. Jy moet net in God glo op 'n manier, en dan sal dit jou na goeie plekke toe vat. To each his own. Jy kan gered word deur hoe jy voel, jou Solank glo. jy 'n goeie Ja. lewe leef. Ja. Dis glad nie wat ons sê net Christus kan red. Maar hoe mense wat nog nooit van hom gehoor het, of wat hierdie geweldige kulturele skanse het, wel deur hom gered kan word, weet ons nie. Daar word nie baie uitsprake, maar 'n mens vermoed dat God in 'n hart kan inkyk, en Paulus sê dit trouwens, maar ons gaan net nou daarby kom, ons is nie universaliste nie. Sês goed nie man, jy weet nou van ek is 'n Christen, jy's my vriend, maar jy's 'n Boeddhis, hou jy net aan, dis goed. Nee. Ons is hier om te vertel van Christus. Ons praat nou hier hoofsaaklik van mense wat nooit van hom gehoor het nie, of hierdie geweldige nadelige beïnvloeding het, wat hy's eintlik amper gebreinspoel. Wat gebeur met hom? Maar ek dink voordat ons daarna gaan, wil ek net een aanhaling van Lewis nog maak. Hy herinner ons daaraan dat ons eie fokus meer op onsself moet wees, eerder as op God se reëlings met ander mense. Die groter vraag is nie wat gaan met mense gebeur nie. Die groter vraag is wat gaan met my gebeur. En hy sê dit so briljant. Hy sê, God has not told us what his arrangements about the other people are. We do know that no man can be saved except through Christ. We do not know that only those who know him can be saved through him. We do not know, kyk wat sê, only those who know him now can be saved through him. But in the meantime, if you are worried about the people outside, the most unreasonable thing you can do is to remain outside yourself. Sê, nee, die rede dat ek nie glo nie, wat van al die mense wat nou nog nooit gehoor het nie, ek het nou gehoor, maar omdat, sê, dit is baie dom, jy het gehoor. Moenie nou die rede maak dat jy nie glo nie, ander mense het nog nie gehoor nie, wat van hulle? Vra eerder, maar wat van jou? Jy het al gehoor. Ja, en die rede hoekom baie mense dan sal sê, ek glo nie, of ek weier om te glo, is want dit kom neer op verstaan. Ek verstaan nie hierdie regtig en daarom glo ek net nie. En dit is 'n baie dis 'n baie waar ding wat jy sê, maar iets waarteen die Bybel waarsku. Moses het 'n baie goeie riglyn gegee in Deuteronomium 29 vers 29. Hy sê die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen die woorde van hierdie wet, die dinge wat God gesê het. Om te sê, ek ignoreer die dinge wat klaar gesê is, omdat ek wonder oor die dinge waaroor niks gesê word nie. Jy gaan nie geoordeel word volgens die dinge waaroor niks gesê is nie. Jy gaan geoordeel word volgens die dinge waaroor daar reeds baie gesê is. So daar is 'n grens aan menslike kennis. Ons verantwoordelikheid is die geopenbaarde dinge. Die skrif en die evangelie. Dis waarheen ek moet gaan. Nie spekulasie oor dit wat ons nie weet nie. En sê, totdat ek dit uitgesorteer het, dan kan ek nou nie glo nie. En ook nie om arrogant uitsprake te maak. Ja, ek weet die skrif sê dit nou nie presies spesifiek nie, maar ek het 'n teologiese raamwerk en dit is hoekom ek so sê. Kom ons gaan net soos gister, net na presies wat die Bybel vir ons wel gee as ankers, hoe ons moet dink, in terme van God se regverdigheid oor mense wat nog nooit gehoor het nie. Die eerste ding is wat die Bybel sê, is dat die oordeel in God se hande is en dat dit verrassend gaan wees. Ons aanvaar, ons is nie die finale regters nie. Die skrif sê God se oordeel gaan selfs ons verwagtinge omverwerp, omdat God dieper sien in elke mens se lewe en hart en sy omstandighede. God sien
elke mens se diepste gedagtes, motiewe, agtergrond, dinge wat met hom gebeur het. Hy weet van elkeen se voorregte en agterstande. Hy weet alles. Ons weet dit nie. En daarom sê Jesus in Lukas 13, hulle sal kom van die ooste en die weste en van die noorde en suide en aansit in die koninkryk en kyk, daar is laastes wat eerstes sal wees en daar is eerstes wat laastes sal wees. Ook in Matteus 25 met die mense wat Jesus gevoed en geklee het of wat ander mense gehelp het. Sê Jesus, dan gaan mense na hom toe kom en sê, Here, wanneer het ons u gevoed en gesien en gevoed of dors gesien en iets te drinke gegee? Of u was 'n vreemdeling en ons het u herberg gegee of naak en u geklee? Wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis na u toe gekom? En dan sê hy, man, jy het nie eers geweet jy doen dit aan my nie. Maar vir dit wat jy aan hierdie mense gedoen het, omdat jy dit gedoen het uit liefde vir God, het jy dit, en ek wonder, of daar mense is, wat nie eers Christene was nie, wat iets in hulle hart het gegryp na hulle idee van God, maar die God van liefde en barmhartigheid, en dat hulle eintlik is, Here, ek het vir u gedoen. Jy het dit net nie geweet nie, maar jy het dit vir my gedoen. Ek weet nie, miskien is daar so moontlikheid. Ek het so vinnig gister oor dit gepraat, jy weet, so, en dan die prentjie wat by my opkom, dit is asof hulle by die ewigheid aankom en hulle sien vir Jesus, soos, ek het geweet dis u, Ja. maar ek het net nie die naam gehad nie. Ja, miskien is so iets 'n moontlikheid. So ons maak nou nie hier vaste dogmatiese Nee, uitsprake nie, ja. maar Jesus self sê, hoor hier, die hiernamaals gaan julle baie verras. Die tweede ding wat die Bybel duidelik sê, is dat die oordeel is relatief tot hoe iemand blootgestel is aan die waarheid. Daaroor spekuleer ons nie. Jesus leer duidelik dat daar grade verantwoordelikheid en beloning en straf is. Dis nie sommer net, hier is al die mense is so gered en hier is al die mense is so verlore. Dis baie duidelik wat Jesus nie sê nie. Hy sê hoe meer lig 'n mens ontvang het, hoe swaarder weeg die verwerping van daai lig of hoe jy dit begin doen het. In Matteus 11 praat hy oor 'n dorp. Hy sê, wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dinge plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal hulle in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. Nou, ons weet net dis presies wat Jesus gesê het. Ons kan miskien spekuleer wat dit beteken. Party ons gaan nie dalk so heeltemal wat bedoel hy? Was nie so sleg nie. Ja, Here, is daar iets soos wat die Katolieke dalk sê, soos die Vaafvuur. Sien julle nou wat die ek wil nie ja of nee sê nie. Ek sien net Jesus sê, dit is nie wit en swart nie. Sekere mense gaan erger hê na hulle dood as ander. In Lukas 12 sê Jesus dat die diensknegt wat nie gedoen het wat sy heer gevra het nie en nie klaargemaak het of sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Maar hy wat dit nie geken het nie, wat nie geweet het wat sy heer wil hê nie, en gedoen het wat eintlik straf verdien, sal met min slae geslaan word. Dit gaan nie vir hom so erg wees nie. Elkeen aan wie baie gegee is, van hom sal baie gevorder word. En aan wie hulle baie toevertrou het, van hom sal hulle meer eis. So is definitief nie so wit en swart as wat ons dit wil maak nie. Ook Paulus sê dit, dat die oordeel gekoppel is aan die geopenbaarde kennis wat 'n mens het. Baie duidelik. Hy sê, God sal mense oordeel volgens die wet in die hart, hulle wat nog nooit gehoor het nie. As hulle nie die evangelie gehoor het nie, of as daar soveel skanse teen die evangelie is, God kyk na die hart, Romeine 2 vers 14. Want wanneer die heidene, wat nie die wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte
geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en hulle gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag, hoor hoe mooi sê Paulus dit, wanneer God die verborge dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Die evangelie, sê Paulus, is, God het wat is evangelie? Goeie nuus. Die goeie nuus is, God weet hoe om elke mens te oordeel, want hy kyk tot diep binne in sy hart, en hier praat Paulus van mense wat niks weet van Christus nie. Sê die goeie, my evangelie is, God oordeel hulle diep in hulle harte. Ons kan net dit aanvaar of verwerp. Selfs Jakobus sê, wie dan weet om goeie dinge te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Die logiese afleiding is vir hom wat dit nie heeltemal verstaan nie, dit gaan nie so erg wees as vir die ou wat dit wel verstaan nie. En Gerard, ek en jy het eintlik die groot moeilikheid. Want Jakobus sê dan in hoofstuk 3 vers 1, moenie baie leermeesters wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons 'n swaarder oordeel sal ondergaan. Die ou wat vir ander mense wil leer en sê, ek het die waarheid, ek het die openbaring. Dit is die ou wat eintlik moet pas op. En daar is natuurlik 'n waarskuwing aan diegene wat weet, maar nie omgee nie. Eintlik lê die krisis oor God se regverdigheid nie so erg teenoor die onwetendes nie, ons het dit net nou gesê, maar by die ongehoorsaamheid van hulle wat dit weet en dit nie doen nie, of erger, dit weet, en sien ander mense weet dit nie, maar niks daaraan doen nie wil help nie. Een van die profete sê mos, is dit Jeremia of Esegiel, jy moet hulle gaan vertel. As hulle besluit, hulle bekeer hulle of hulle verander hulle lewe, goed, want jy gehelp dat hulle gered word. Elke mens is vir homself verantwoordelik, maar as jy nie gaan vertel nie, sê hierdie geweldige woorde, sal ek hulle bloed van jou hande afwys. Hoekom het jy nie vertel nie? Hoekom het jy nie probeer help nie? Dis Esegiel wat dit sê. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy gaan praat nie om daai goddelose te waarsku teen hoe hy leef nie, dan sal hy die goddelose, ja wel, weens sy eie goddeloosheid sterwe, maar ek sal sy bloed van jou hand afwys. So, ons het 'n verantwoordelikheid. Maar kos, dit bring nou dadelik weer duiwels advokaat hoekie opsit, en weer eens, dis dieselfde disclaimer as net nou. Maar sal dit dan nie vir ons beter dan wees, om nie te gaan vertel, veral vir daai mense wat nog niks gehoor het nie. Want sal dit nie vir hulle beter wees, om nie met hierdie stryd begin aan te gaan nie, en net onbewustelik aan te gaan en dood te gaan, en hulle lewe te gaan leef in die ewigheid by God. Hoekom moet 'n mens dan, hoekom is iets soos vertel dan vir ons so verskriklik belangrik? Gerard, In die lig van die wat ons nou net gesê het. Ek verstaan. Ja. Ek wonder of ons nie partykeer die ewigheid en die lewe hier te veel van mekaar skei nie. Dis een lang pad. Hoe sal dit wees om vir iemand te sê, goed, ek sien jy so arm, maar jy weet gelukkig in jou armoede is jy daarom baie nederig ook, as baie pyn, of vir jouself sê, ek sien hy's arm en hy het baie pyn en hy kry baie swaar. En ek het miljarde rande, ek weet ek is baie ryk, maar ek ken al die versoekings wat met geld gepaard gaan. Daarom gaan ek nou maar liewers die ou nie help nie. Hy gaan vroeg doodgaan, hy gaan baie siek wees, hy gaan nie sy kinders kan help nie, hy gaan nie kan sy kinders laat leer nie. Dit is 'n verskriklike ellende, maar ten minste het ek hulle die versoeking van rykdom gespaar. Nou,
ten minste sal hulle nooit selfsugtig wees nie. Ten minste sal hulle nooit hulle harte hard maak vir ander mense wat probleme Jy het het ons nie. so oortuig hier. Wat 'n argument is dit? Ja. Om iets goeds wat jy vir iemand wil bring, nie te vat nie, want jy is bang dat dit hom dalk kan skade doen. Die evangelie is die goeie nuus dat God mense wil help en red. En die argument dat die persoon nou bloot omdat hy die evangelie hoor, dalk iets kan verwerp en nou verlore gaan, los hom liewers laat hy het nie hoor nie, want dan het hy 'n kans om gered te word. Ek dink nie dis wat die Bybel hier sê nie. Die Bybel sê dalk smag daardie persoon na al die waarheid en goed daar binne in hom en God sal hom daaroor beloon. Maar die ding waarna hy smag kon jy vir hom baie duideliker gemaak het, nou het jy nie. Wat 'n absurde idee dat iemand wat dit in elk geval sou aanneem, dit nou gaan verwerp. As die moontlikheid alreeds daar bestaan dat hy alreeds soek na dis 'n baie, ek dink dis 'n vreemde konsep om te sê, jy bring iemand die risiko van verlorenheid deur om te vertel die ding wat hy dalk alreeds na in sy hart soek. Hier is waarna hy eintlik soek. En ek dink dit is, ek stem 100% saam. Ek dink een van die belangrikste dinge wat jy daar sê in die heel begin was geweest, is ons skei die ewigheid van ons huidige lewe af. En dis hoekom Johannes 1, daai eerste gedeelte is vir my een van my gunsteling dele van die Bybel, want dit is daai gedeelte wat sê in hom, in Christus is daar lewe. So in hom is daai, want ons almal soek om 'n volle lewe te lei en 'n lewe met volheid en die wonderlike van die lewe te kan leef. En dit is te vind in hom. Nou, hoekom sal ons dit wil weg nie vir iemand vertel nie? Nou, ek het al juist dit, en hoekom ek die vraag gevra het is, want ek het al in gesprekke ek was al gesprekke met mense wat praat oor sendingwerk en dan gebruik hulle hierdie argument om te sê dit is hoekom hierdie wat jy nou gesê het vandag eintlik ongeldig is, want dit sal eintlik belangrik wees vir ons om nie te evangeliseer as dit waar is nie, maar ek sê 100% saam met jou. Hoekom sal ons die goeie nuus van Jesus wil weghou van enige persoon af, van daai soeke en daai honger, as hy Jesus vind, sal hy sê, dis waarna ek nog die heeltyd geroep is, die heeltyd waar ek die heeltyd gesoek het na hierdie, dankie, is die grootste geskenk wat jy vir iemand kan gee, as hulle die waarheid en die volheid en die goeie nuus van Jesus vind. Om die moontlike, die illustratiewe risiko wat jy nou uitgelig het, te probeer wys hoe absurd dit is deur te sê, iemand kom sien jou, hy sê, ek het nou net hier in Suid-Afrika gearriveer. Ek kom van 'n diep donker land af. Iets in hoe jy jou vreugde, of as jy praat, hoe jy vir mense omgee, en ek hoor jy praat van 'n kerk of iets, wat is dit? Ek begeer so wat jy het. En sê, nee, hoorie, wag. Ek wil liewers nie met jou praat nie. Gaan jy net aan. Asof hy dan beter af sou wees. Dis eintlik wat hierdie ding wat jy nou gesê het, impliseer. Moet hom liewers nie vertel nie, want sê nou hy glo dit nie. Dis soos, as jy het omkeer ook, sê nou iemand glo. En ons glo nou nie, as jy glo, kan jy nie ophou glo nie. Ek sien al die waarskuwings oor en oor in die skrif. Toets jouself vir jou nog in die geloof. Pas op hiervoor. Moet dit nie wegwerp nie. Nou is hier iemand en hy lê op sy sterfbed amper. Hy is so siek. Ook sê nou maar baie arme en als. Jy kom daar aan. Sê jy gelowige? Ja, nee. Nou maar, wat 'n siekte het? Ek het hierdie siekte, ons moet die medisyne kry. Dan kan ek gesond wees. Sê nie. Jy weet, hoor, ek het toevallig van daai medisyne hier in my tas. Ek gaan dit nie vir hom gee nie. Want sê nou hy word gesond en ergens verwerp hy nou weer die Here. Terwyl hy nou glo, los hom liewers net so. Dis die absurditeit van hierdie soort beswaar. As ons net bly by die dinge wat die skrif baie duidelik sê, dan weet ons God gee om vir alle mense. Hy nooi ons in, gee julle ook om. Probeer so ver as moontlik die medisyne vir die siel van die mens, waarna miljoene mense smag, bring.
ewigheid en tyd is nie so vreeslik geskei nie. Begin nou al hierdie plek heel maak soos ek besig is om heel te maak. Hoe ongevoelig sal jy wees om mense te los en te sê, laat hulle eerder nou niks hoor van want dan is die ewigheid beter, asof die ewigheid nou heeltemal 'n ander God in 'n ander dimensie is as nou. In hierdie lewe maak dit nie sin nie. Hoe sal dit in die ewige lewe sin maak? Ja. Maar Koos, dit is presies, ek dink hoe ons ook begin het, en om te sê dat ons probeer antwoorde gee op verborgde dinge, en ons ignoreer die ooglopende goed wat voor ons is, en die skrif sê vir ons, God is regverdig. So dis ons vertrekpunt. Ons vertrekpunt is, hy is regverdig. So dan is enige vraag wat ons vra, wat dui na 'n moontlike onregverdigheid, eintlik ongeldig. En dit is ons vertrekpunt. So ons kan dit nie verantwoord nie. Weet, alles wat ons vandag hier gesê het, soos jy sê, dit dui na dit toe, maar daar's nie definitiewe antwoord nie. Ons kan nie 'n dogmatiese stellings hier maak en sê, dit is nou, al wat ons weet is, God is regverdig. Dit kan ons En ons vasmaak. weet klaar, hy sê in die Bybel, hy het 'n manier om mense te oordeel, wat En dit nie het van nie hom met ons gehoor te het doen nie. nie. Ja. Hy kyk tot in die diepste hart, en hy's regverdig, en hy's liefdevol. Ja. En die laaste ding wat ek wil aanhaal is, selfs Billy Graham, veral in die later jare van sy lewe, het gewonder oor die moontlikheid dat God mense bereik wat nie die evangelie hoor nie. En hy was oortuig, natuurlik, Paulus is reg. God het 'n manier. En hy sê, I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, are members of the body of Christ. En hy sê die Narnia boeke van C.S. Lewis, ek wonder of ek dit nou hier ingesit het, Gerard. Ag jene, ek het nou vergeet om dit in te sit. Daar's 'n karakter daar. Het ek dit ingesit of nie? Ja, dis so mooi. In sy heel laaste boek van die Narnia reeks, die kinderboeke, wat eintlik maar volwasse boeke is. Hoe ouer jy word, hoe dieper raak daai boeke. Ek het dit verlede jaar nou weer deurgelees. Sjoe, dis almal grypend. En in die laaste boek van die reeks, The Last Battle, ontmoet Aslan, wat nou Jesus verteenwoordig, die lieflike, gevaarlike groot leeu. Hy ontmoet vir Emeth, 'n jong soldaat, wat sy hele lewe lank die valse god Tash gedien het, in die storie nou. Maar hy het hierdie Tash met oorgawe gedien, en absoluut dapperheid, hy sal sy lewe gee vir Tash. En so, wanneer Emeth voor Aslan staan, die Aslan teen wie hy sou veg vir Tash, vrees hy nou dat hierdie Aslan hom gaan uitwis. Maar dan verwelkom Aslan hom. Kyk wat sê hy, son, thou art welcome. But I said, alas, Lord, I am no son of thine, but the servant of Tash. He answered, child, all the service thou hast done to Tash, I account as service to me. Then by reason of my great eagerness for truth, I overcame my fears and said, for the truth must be uttered, Lord, is it then true as the ape said, that thou and Tash are one? The lion growled so that the earth shook, but his wrath was not against me and said, it is false. Ek is nie dieselfde as Tash nie. Not because he and I are one, but because we are opposites. I take to me the services which thou hast done to him. For I and he are of such different kinds that no service which is vile can be done to me, and no service which is objective and good can be done to him. Therefore, if any man swear by Tash and keep his oath, for the oath's sake, it is by me that he has truly sworn, though he know it not, and it is I who reward him. And if any man do a cruelty in my name, then he says the name, though he says the name Aslan, it is Tash whom he serves, and by Tash
his deed is accepted. Daar gaan hy sogenaamde heiliges wees, wat sê ons het die Here gedien, hulle gaan agterkom, maar nee, ons het die bose gedien. En daar gaan sogenaamde afgodedienaars wees, wat dink, hulle het nie Christus gedien nie. En dacht maar, hulle het, dis wat die storie nou suggereer. Ons spekuleer, maar oor een ding spekuleer ons nie. God is regverdig. Hy weet om elke mens regverdig, liefdevol en genadig te oordeel en te red deur sy seun Jesus Christus wat vir alle mense gesterf het. Ja. En ek wil weer benadruk wat jy gister gesê het en 'n paar keer vandag ook gesê het, dat God as ons regverdigheid op 'n sekere manier verstaan, dan is dit nie anderste as hoe God regverdig verstaan nie. God verstaan dit net soveel groter. Ja. En dis soveel dieper, maar die essensie bly dieselfde, dis regverdig. En dis wie God is. Dit is wat ons weet, dit is wat ons kan vashou, dis die fondasie waarop dit gebou word. Hoe dit uitwerk en hoe dit uitspeel met elke persoon, dit het in elk geval niks met my te doen. Ja. Maar dat ons na onsself kyk en sê, Here, help my. Jare gelede het ek na 'n prediker gehoor, dit het my so aangegryp, hy het so diep stem gehad, hy het gesê, God has one problem. He thinks he's God. Jy sien, hy is God, nie ek nie. Dis presies. Dit sal 'n probleem wees as ek dink ek is God, but it's not a problem for God. En die groot ding vir my is dat, en ek weet hoe moeilik dit is vir alle mense. Ons hou nie van hierdie grys areas nie. Ons hou nie van onsekerheid nie. Geen mens doen nie. Maar ons is op 'n riskante plek as ons swart en wit antwoorde gee vir dinge wat ons nie wat grys is, wat vir ons grys neergesit is, selfs in die skrif. Ons kan nie net sê, dit is hoe dit is nie. As jy nie dit so doen nie, dan gebeur dit nie. Dan is ons in die moeilikheid. Maar ons sal seker goed wat ons wel weet, wat die Bybel vir ons sê. So mag ons swart en wit wees op die dinge wat ons weet swart en wit is, en dit wat grys is, hou ons grys. Baie dankie Koos. Dankie Gerard. Dit is lekker om saam met jou weer te kuier. Mag jy 'n wonderlike gesprek verder hê in jou groepe, en as jy ingeskakel is, onthou volgende week, selfde tyd, selfde plek, hier by Selawi. Totsiens.